Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Môre. Sjoe, ek wil sommer weer sê, môre vanoggend. Dit was nou 'n wille naweek wat ons nou al hierdie naweek gehad het, hoor. Dit is Stefan, ek dink net van my kant af, jou en Chantel, familie, net weer eens vir julle sê, ons is so jammer. Ons is regtig, ons is saam met julle, ons is jammer. Ek het gister, ek het hierdie, wat ons nou vandag hier so doen, het ek nou al, seker so Dinsdag, het ek begin voorberei, en vir die Here gevra, hoorie, wat is dit wat u wil hê moet ek oor praat Sondag? En die antwoord wat ek teruggekry het, is gesels oor die Jode, oor waar ons is vandag, en julle sal onthou, die vorige paar kere, wat ons gesels het ons oor Matteus gepraat, die Beatitudes, die saligsprekinge, en toe sê ek, Here, maar ons begin nou Woensdag, begin ons nou, Matteus, deur die hele boek van Matteus werk, so ek wil julle regtig waar uitnooi. Van Woensdag af gaan ons deur die hele boek van Matteus, en ons weet nie hoe lank dit ons gaan vat nie, maar ons vermoed, dit gaan ons die res van hierdie jaar vat, se Woensdaande, en dalk nog miskien so bietjie in 2027 in. So ons weet nie hoe lank dit ons gaan vat nie, maar ons gaan regtig waar ons tyd vat, ons voel, dit is 'n profetiese boek vir die tyd waarin ons nou lewe, en ons moet daai boek mooi verstaan. So ons skop Woensdag aand af, en soos ek sê, ons weet nie hoe ver ons gaan kom in hierdie jaar nie, maar ons gaan try. So ver as moontlik gaan ons try om dit in hierdie jaar te laat maak. Maar in 'n geval, ons toe nou gister die nuus kry van Stefan af, of wat JC my gebel het met hierdie nuus, toe's ek nou in 'n flat spin. So ek het nie mooi geweet, hoe gaan ek nou vanoggend se diens behartig nie? Moet ek dit nou change? Moet ek dit wat ek in die week prepare het, moet ek dit een kant toe skuif, en net miskien vandag oor iets anders gesels. En toe ek vanoggend weer 'n keer opstaan en ek bid daaroor, toe voel ek net in my hart dat Heilige Gees in my hart plaas, so ek moet aangaan met vandag se boodskap. Want hierdie boodskap is geprepare vir vandag. En binne in hierdie boodskap, Stefan, Chantel, wil ek vir julle sê, is daar vir julle ook 'n boodskap. So bear with us, ek gaan nou hier sê kort videoetjie wat ek gaan speel vandag, so 13 minute videoetjie wat ek graag wil speel, net wat van toepassing is op die Jode van vandag. Ek dink dit is vir ons belangrik om te weet wat se plan die Here met die Jode het, maar onthou net dit wat ook al ek hierso vir julle sê vandag, dat onthou net, ons wat hierso sit is wille olyftakkies ingeënt op daai olyfboom. Ons het wel nie die Jode vervang nie, want daar is wel kerke daar buite wat glo, die kerk het die Jode vervang, en dit is 'n leuen. Dit is 'n leuen. Ons het nie die Jode vervang nie, maar ons is daai wille olyftakkies wat ingeënt is op hierdie boom. En hierdie boodskap wat vandag kom, is net soveel van toepassing op almal van ons, soos dit op die Jode is. En dit is belangrik dat ons weet, wat se tyd ons nou in lewe. So, ek wil dit begin deur net eers vir julle hierdie gou te lees hierso. Of vir julle wil sê, daar kom 'n tyd, nie in die verre toekoms nie, maar in God se vasgestelde uur, wanneer die oë van die wêreld weer op een plek gerig gaan wees, en daai plek is Jerusalem. Nie as 'n stad van vrede nie, maar as 'n brandpunt van konflik. Nie as 'n plek wat mense ignoreer nie, maar as 'n las wat die nasies gaan breek. Die Here self verklaar in Sagaria 12 dat hy Jerusalem sal maak soos 'n beker wat volke gaan laat wankel. Jy weet, in 'n ander een sê hy gaan Jerusalem 'n burdensome stone maak vir al daai lande wat teen hulle kom. En hoekom hierdie boodskap so belangrik is, want ons moet weet, ons kan sien wat nou besig is om te gebeur. En baie keer het mense na my toe gekom en sê hulle vir my, Tinus, maar weet, die Jode is nie verskriklike goeie mense nie. Hulle is nie baie nice mense nie. En dan is my antwoord altyd, ek weet. Want dit is so.
Dit is so. Ek en JC, ons was daar in Israel gewees, en ek sal vir julle sê, jy gaan sukkel om in hierdie wêreld meer bot mense te kry wat nie van die Gentiles hou nie. Jy weet, dit is regtig waar, hulle is gefokus op hulle mense, hulle het baie tekortkominge, maar dit is nie die instruksie. In die woord van die Here sê hy vir ons, bid vir die vrede van Jerusalem. Dit is wat hy vir ons daarso sê. Hy sê, die kerk het nie die Jode vervang nie. Hy het nog 'n appeltjie te skil met sy mense, met die Jode. Hy gaan terugkom, een van die dae. En ek wil dit vir julle duidelik stel vandag, ons lewe in daai generasie wat Jesus Christus se tweede koms gaan sien. Ons gaan hom sien. En al hierdie hartseer wat ons vandag hier so voel in ons harte, alles wat ons voel in ons hartseer, alles wat teen ons kom, gaan in 'n oogwink so verander. Dit gaan in 'n oogwink so verander as Jesus weer hiernatoe kom. Jy weet, ek hoor baie en ek weet nie eens waar ek hierdie ingewerk nie, maar ek gaan nie vandag te veel worry, ek gaan nog steeds hierdie ding doen wat ek vandag gaan doen, maar ek gaan soos Heilige Gees my absolutely lei vandag, En ek wil vir julle sê, daar's 'n ding al buite wat sê, of baie mense daar buite wat sê, vir Stefan en vir Chantal wat sê, die Here het sy mooiste blommetjie kom pluk. Hy het sy mooiste blommetjie kom pluk, en dit kan nie verder van die waarheid af wees, as wat dit regtig is nie. Weet julle wat, die vyand het kom steel by julle. Johannes 10:10, sê die vyand kom om te steel, te moor en te verwoes. En hy het by julle kom steel. Daar's nie 'n ander wyde om nie, hy het kom moor, sê maar die Here kom en hy gee lewe en lewe in oorvloed, So, ek wil dit vir julle sê. Kom ons gee dit uit 'n hande klap. Ek beloof vir julle, as jy vir jou dogter nou moet vra, as sy nou hierso tussen ons weer kan staan en jy vra vir hoorie, en sy het geproe en gesien en gehoor waar sy nou is, en jy gaan vra vir my kind, wil jy hiernatoe terugkom vandag, gaan sy vir jou sê, pa, geniet julle dit daar waar julle is, ek wag vir julle waar ek is. Dit is net absolutely so, om in daai glory, daai absolute glory te bly, en te wees, van Jesus ons koning, kan nie deur menslike woorde beskryf word nie. Ons kan dit nie praat met ons monde, en alhoewel ons hierso, op aarde, terwyl ons hierso is, verskriklik hartseer voel oor dit wat gebeur het, is sy nou op 'n amazing plek. So dit is net, ek wil net dit vir julle sê, ek wil dit net weer 'n keer vir julle duidelik maak. Die duiwel het gekom, en daar gaan 'n tyd kom, daar gaan 'n tyd kom, en ek beloof dit vir julle, en ek gaan nou daaroor praat. Daar gaan 'n tyd kom, wat die boek van Openbaring vir ons sê, hier van Openbaring 19 af, na die 1000 jaar vrederyk, wanneer ons witnesses gaan wees, wanneer daai hond in die lake of fire ingegooi gaan word, en ons gaan dit sien, en almal wie se harte hy so gebreek het op hierdie aarde, en wie hy verlei het, en wat hy verkeerd gedoen het, hy sal daarvoor betaal, en ons sal sy cloud of witnesses wees, wat het witness saam met hom, saam met Jesus, amen daarop. Maar in 'n geval, terug by die storie. Ek gaan net gou vir julle lees, wat sê Zachariah 12, of laat ek eers, weet jy wat gaan ek doen, laat ek eers gou vir julle hierdie video gou speel. And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people. All that burden themselves with it shall be cut in pieces. Though all the people of the earth be gathered together against it. So what will happen to the Jews in the end times, in the very last days? They will be repatriated, all of them. And the word repatriated means brought back home, brought back to their own land. And God has promised to do this from the four corners of the earth. And it's not complete yet, but it will be. God will do it. And He'll take the American Jews and get them back home somehow.
and he'll take the British Jews and do the same. So he has made a promise to repatriate the whole nation, and this promise he will keep. I see in the rising anti-Semitism in America and Britain signs of God putting pressure on his people to come home. Second, the promises declare that in the end times Israel will be settled in the promised land. The Bible only predicts 2 exiles for the people of God, and both have already happened. So they will not, I believe, ever again be exiled from their land until they're saved. That's the second promise of God. He will bring them back, and he will keep them there when he's brought them back for the third time. And you think of a verse like Amos, where he says, in the name of God, I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them. It's a promise, says Yahweh your God. Now that's a promise that I believe he will keep. I've been asked by some skeptics who said, will the people of Israel ever be exiled from their land again? And I said, no. God has promised they're back for good. And I trust God. The third thing, they will not only be repatriated and settled permanently, they will be attacked. And I'm afraid this is part of the bad news. Jerusalem will be a rock of offense to the world, and many will stumble over this rock of offense. Even though they are immovable, yet they will be attacked. Or put it simply, there may well be another Holocaust, but it won't be in another land, it will be in their own land. And if you read Zechariah 12-14 carefully, that clearly tells us that there's going to be a very tough time in Israel for the Jews that have gone back. The day of Jacob's trouble. Isn't it interesting when God refers to their unredeemed state, he calls them Jacob. When he refers to what they are in God, he calls them Israel. But when he refers to the Jews in their fallen human nature like ours, he calls them Jacob. They've gone back to being their old self. They've gone back to being Jacob before he was called Israel. And the time of Jacob's trouble clearly refers to an assault on Jerusalem and the people of God in the Middle East that is yet to come. So we have to wait for that as well. Fourthly, they will be protected right through the big trouble. Revelation chapter 7 begins with a description of the 12 tribes who will be supernaturally protected by God through the biggest crisis on earth. They are under his wing. He's still looking after them, even though at that stage they are not yet his people by faith. He's still looking after them. The 12 tribes will be there on earth, and they will have divine protection through the big trouble. They're his chosen people after all. The next verb I want to apply to Israel in the end times is they will be deceived, that there will be a treaty of peace and security which will be false, and Antichrist will reign over the earth from Jerusalem, it says. That will be his city. Of course, it's the city of the great king. It's the city of God. Therefore, it's the appropriate place for Antichrist to take over. And I'm often asked, do you believe the temple will be rebuilt? I'll be very frank with you, and I'm just giving you my opinion, and you can take it or leave it. But I believe it will be, because it is mentioned in 3 places in the New Testament about the future, that there will be a temple in Jerusalem.
But, and this is a big but, I don't believe it's God's will to rebuild it. Every one of the 3 mentions of the temple in Jerusalem in the New Testament are connected with the Antichrist. It's his temple. And the temple is not mentioned as somewhere for Christ. It will be rebuilt by Jews, and if you go to Jerusalem today, you can go to a place where you can see the golden furniture already, and the priests' robes already. They're already they're ready to rebuild it. I don't know how it can come about with the Dome of the Rock, but actually the Dome of the Rock, the Muslim mosque on the temple area, is not where the ancient temple was. It's a little south of it, and there's room for both a Jewish temple and a Muslim mosque on the 13-acre site of the Temple Mount. But yes, I believe it may well be rebuilt by Jews, and they may even restore the sacrificial system of worship. But I don't believe that's of God at all. I believe that's a preparation for the Antichrist. So there's my opinion, take it or leave it for what it's worth. But the Jews, the Orthodox Jews particularly, are determined to rebuild it. And I think they may well achieve it. But that's not part of God's purpose or plan of redemption for us. It's a wrong move. Who needs sacrifice after Christ? Nobody. He's made a full, perfect, and sufficient sacrifice for the sins of the whole world already. There's no need for any more blood. And even if they do restore it, it's not going to be part of God's plan, but it'll be Antichrist's plan. They're going to be repatriated, settled, attacked, deceived, protected, and now, number 6, they're going to be saved. And that's the most exciting one of the whole lot. You all know the prediction in Romans 11, and then thus all Israel will be saved. And that's been argued about so much, especially by the replacement boys who believe that the church has replaced Israel. Mind you, at the opposite end, there are what we call dispensationalists who believe that Israel is going to replace the church. I'm not into replacement either way. I'm into integration of Jew and Gentile, not each replacing the other. I don't believe the church has replaced Israel. I don't believe Israel will replace the church. I believe both will be brought together into one new man in Christ Jesus. Israel, the word is used 70 plus times in the New Testament, always about ethnic Israel, always about the race of Israel, the ethnic group. But there's one nation and only one nation on earth for whom God has promised a national revival, and it's not America, and it's not Britain. The only nation that God has ever promised to save as a nation is his chosen people Israel. Because God made a covenant with them and he's never going to break that covenant. Because God hates divorce. And the word saved there means exactly the same as it means in the Gentile case. Saved by believing in Yeshua HaMashiach. Saved by the blood of Jesus. Same thing. Now this presents us with a crisis. As I've said, one of the major reactions to the Holocaust in the mainline denominations is to withdraw from evangelizing Jewish people and saying Judaism is good enough to save them and Christianity is good enough to save us. Have you come across this? It's called the dual covenant teaching, and it's very strong. And it says, don't evangelize Jews, dialogue with them so that you respect their religion, a religion which will save them as your religion saves you. It's related to the idea that all religions lead to God and all religions are equally valid. But in my Bible, there is no other name given under heaven by which men can be saved. And the name of Yeshua saved me, and it will save them. And when they come as a whole nation, representing a whole lot of sacred history, when they come, I believe that we and them will be absolutely one.
united in Christ. So I'm looking forward to the Jews being saved as a whole. That's perhaps the best translation of that phrase. Thus, Israel as a whole will be saved. And that's going to be one of the best days in the world history. I have a big box in my mind, and it's labeled Wait and See. And there are so many questions I'm asked about the future, I pop them into the box, and I wait and see. I'm happy to wait and see. I can't give you all the details of the future. I can give you enough, both to get you excited about it, and to get ready for it and be prepared when it comes. So there's an awful lot in my wait and see book, but one day I'll be satisfied and I'll throw the box away. And all my questions will be answered. Hallelujah. I shall know the Lord as well as he knows me. Isn't that incredible? And I shall see God. At last, I'll be granted that vision that really we're not fit to see at the moment. But it will all happen. But I would say it's the beginning of the end. And therefore we are to alert ourselves, to watch for the signs, to watch and pray, and begin to get ready for the great denouement in which Jesus will appear as King of the whole earth. You're not a republic in America. You're already a monarchy. You are, and a Jew is the King of America. Did you know that? I love to say this in republics because already Jesus is King of Kings and Lord of Lords, but the Americans don't see it. But there's coming a day when every knee will bow and every tongue confess that he is Lord, to the glory of God the Father. And so my prayer and your prayer is very simple. Even so, come, Lord Jesus. We need you. We want you. Come quickly, come soon. But he will come at the right time, in the right way, and take the world for himself. Hallelujah and amen. Thank you so much for watching this video. If you enjoy this channel and want to support what I do, you can join our Patreon community for as little as $4 per month. $4. Oh. Ons charge nou hier in dollars hierso nou. Dis nou nie meer in rande nie. Kom ek lees vir julle wat sê Zachariah. Oor daar Dylan het klaar vir my gechange. Okay, thanks Dylan. Ek het 'n paar slides wat ek hierso vandag het, maar ek weet nie deur hoeveel van daai slides gaan ek kom vandag soos altyd nie. Jy weet, ek sê altyd vir julle, hou prepare, maar jy weet nie by deur hoeveel van hulle gaan jy kom nie. So ons gaan tot waar ons kan kom, en dan aan die einde daarvan het ek een song wat ek vir julle wil speel asseblief vandag, en ek weet daar's nou video's vandag en 'n paar liedjies wat ek moet speel vandag. En prys die Here, hy het dit vandag vir my so gebring om so te sit, en laat my woorde vandag bietjie minder is om te gesels, en laat daar video is wat kan 'n bietjie gesels vandag, so dit is, ek is bly daaroor. Maar laat ek vir julle lees, Zachariah 12 vers 1, hy sê, en ek lees dit vir julle in Engels, hy sê, a declaration, a message from the Lord to Israel, the Lord who stretches out the heavens, who lays the foundation of the earth, and who frames the spirit of man within himself, declares, that Lord declares, look, I am making Jerusalem an unstable cup, a burdensome stone, in ander vertaling sê hy, towards all of its surrounding armies, when they lay siege against Judah and Jerusalem. It will come about at that time that I will make Jerusalem a heavy weight, so everyone who burdens himself with it will be crushed. Even through all the nations of the earth gather themselves against it. At that time,
declares the Lord, I will strike every horse with panic and every rider with insanity. I will keep my eyes on the house of Judah, but I will blind every horse of the invading armies. The leaders of Judah will say to themselves, those who live in Jerusalem are my strength through the Lord of the heavenly armies, their God. At that time I will make the leaders of Judah like a brazier filled with blazing wood, or like a torch setting fire to harvested grain. They will devour all the invading armies, both on the right hand and on the left. As a result, Jerusalem will again be inhabited in its rightful place as the real Jerusalem. The Lord will deliver the tents of Judah first, so that neither the glory of the house of David nor the glory of the inhabitants of Jerusalem overshadows Judah. At that time, the Lord will defend those who live in Jerusalem, and the one who is feeble among them at the time will be like David. The entire house of David will be like God, indeed, like an angel of the Lord in their midst. At that time, I will search out and destroy all of the nations who have come against Jerusalem. Is nie mooi daai nie? Sê daar gaan 'n tyd kom, né? Ons almal weet, ons het al soveel kere daaroor gepraat in hierdie kerk, né? Die gelykenis van die vyeboom, wat vir ons sê, wanneer Israel weer 'n nasie word, né, sal dit die generasie wees wat Jesus Christus se tweede kom sal sien. Dit het in 1948 gebeur, wanneer Israel weer as 'n nasie geherken word. En ek sê hierdie baie, maar ek wil seker maak ons verstaan die tyd waarin ons lewe. Daar gaan 'n tyd kom, binnekort, waar daar 'n verdrukking op hierdie aarde gaan kom soos nog nooit tevore nie. En ek weet, ek wil nie hierdie boodskap super hard vir julle maak vandag nie. Ek wil net sê, daar gaan 'n tyd kom, waar dinge, né, as ons dink dit gaan nou bietjie rof in hierdie op die aarde, dit gaan nog so bietjie rower gaan. Maar prys die Here, né? Ons gaan nie hier wees om dit te sien nie. Ons gaan nie hier wees om dit te sien nie. Wanneer daai tyd van verdrukking op hierdie aarde kom, we are out of here. Gaan ons na die bruilofmaaltyd van die lam toe. Wanneer ons saam met die Here aan 'n tafel gaan sit, né? Hy kom eers vir sy bruid, né? Dan kom hy saam met sy bruid terug na hierdie aarde toe. Gaan dit wees hê, hy kom eers sy bruid haal, hy kom vir sy bruid, ons wat hierso sit, wat Jesus volg, met alles wat binne in ons is, né? Volg ons hom, ons is binne in sy woord, hy kom vir ons, en hy gaan ons uithou, uit hierdie tyd van verdrukking uit. Hoekom? Want hierdie tyd, wat op hierdie 7 jaar verdrukking, wat ons in Daniël 9 kry, is nie persecution, soos wat ons het nou op die aarde ken, mense wat die kerk persecute nie, mense wat Christene persecute nie, nee, hierdie is God se judgment, wat op die aarde gaan kom, en hy sal nie sy bruid deursit, deur dit wat op hierdie aarde gaan kom nie. Is dit nie 'n vertroosting in ons almal se harte vir ons om te weet, hoor hierso, die tyd is vir ons naby, ons weet nie presies wanneer daai tyd is, Matteus 24:36 sê, van daai tyd weet geen mens nie, geen mens weet van daai tyd nie, maar daai tyd kan vandag wees, daai tyd kan môre wees, daai tyd is in ons generasie. Hoe lank ook al daai generasie, daar is baie gestryde, is dit 120 jaar, is dit 100 jaar, wat ons al. Die Here het gesê, wanneer sy vyeboom weer bot, Israel, né, wat in 1948 gebeur het, né, sal dit die generasie wees wat sy tweede kom sien. So binne in daai generasie, gaan daar 'n 7 jaar periode kom, we are gonna be out of here. Dit is supernatural. Dit is wie Jesus is. Ons gaan hom sien. Is dit nie amazing vir julle nie? Dit is amazing. Ek raak so opgewonde, né? Even in hierdie tyd wat ons hierso vandag sit en ons harte is seer, né? Raak ek kinderlik opgewonde in my om te dink, ek gaan terugkom nou na hierdie aarde, ek gaan nie lyk soos ek nou lyk nie. Lekker, né? In actual fact, as ek nou weet, dit gebeur vandag, wie wil my bril hê? Wie wil hom hê? Is baie mense, as julle wil, wat julle kan hulle tande kry? Nee, ek weet nie. Julle kan verseker my lyfie maak om, hierdie moet gaan, nee. Ek soek my six-pack, maar in elk geval, wanneer ons 'n glorified body hê,
wanneer ons terugkom, 'n verheerlikte liggaam, wanneer ons saam met hom terugkom na hierdie aarde toe, wanneer hy sy tweede verskyning gaan maak. Want julle moet een ding onthou, né? Die Jode, en dit waaroor ons vandag praat, gaan deur die brand van hierdie gaan. Hulle gaan deur dit gaan, dwars deur daai 7 jaar verdrukking gaan. Hoekom? Want hulle het al die profete gehaat, wat hulle verduidelik het, wanneer Jesus tot op die dag toe, 173.880 dae, was gepredikt waar Jesus op 'n donkie, binne in Jerusalem in gaan terugkom. En wat doen die Jode, die Fariseërs en die Sadduseërs? Nee, hulle mis hom. Hulle mis hom, hulle het die profete almal gehad, hulle het die boeke gehad wat hulle gebestudeer het, en hulle mis hom. En hulle wag vir hierdie kryger koning, wat gaan inkom in Jerusalem in, né? Hierdie op 'n wit perd gaan hy inkom, né? En hy gaan hierdie Romeine, hierdie Romans wat hulle so persecute, wat die Jode so persecute, gaan hy kom en hy gaan hulle verslaan. En toe wat gebeur, toe is dit net die teenoorgestelde wat Jesus doen. Toe kom hy op 'n humble donkie, kom hy daar so in, en dit is nie die kryger koning wat hulle gedink het dit gaan wees. Hulle sê, is dit? Vra die Jode, dit kan nie hy wees nie. Dit kan nie hy wees nie. Hoe gaan hy ons kom red van dit? Maar as God, wat op 'n donkie ingekom het in Jerusalem, God homself, wat as mens gekom het op 'n donkie in Jerusalem, en in sy eie mense, gooi hom weg. Sy eie mense reject hom. En daarom is hulle oë geblind. Dis hoekom jy kan nie vandag, toe ons daar in Israel was, ons was nou gelukkig gewees om nou al 'n paar keer daar te gewees het, nee. Jy kan nie vandag soontoe gaan en Jesus gaan verkondig by daai mense. Daar's 1% van 9 miljoen Jode wat in Jesus Christus, die Messiah wat glo Jesus het gekom 2000 plus minus jaar terug. 1%, die Messianic Jews. Die res van hulle dink Jesus kom nog. Hy was nog nie hier gewees nie, hy kom nog. En omdat hulle hom gemis het in daai tyd, is hulle oë geblind. En dit is hoekom hierdie 7 jaar, een van die hoofredes hoekom hierdie 7 jaar verdrukking op hierdie aarde gaan kom. En hy gaan dit kom uitsorteer. Saam met ons. Want daar's 2 kampe. Laat ek julle net gou hierdie mooi verduidelik gou. Daar's 2 kampe waarin ons is. Ons is of vir Jesus, of ons is teen hom. Ek kan dit nie vir jou meer simpel as dit stel nie. As jy daar in Amerika rondhardloop met 'n blou kop, né? Jy was voorheen 'n man en nou is jy 'n vrou, né? Jy hardloop daar rond, jy praat vir aborsies, om God se creation binne in 'n vrou dood te maak, né? As jy daai lyn breek, né, en dit is 'n baie, en ek wil hierdie mooi sê, daar's 'n baie fyn lyn tussen reg en amper reg. Né? Ek wil hê ons moet hierdie verstaan, daar's regtig so iets soos amper reg, en ek dink Jonathan het daaroor gepraat, ek kan nie onthou nie, maar ek dink dit was hy, wat daaroor gepraat het. There's right, and then there's almost right. Né? As jy almost right is, might as well jy 'n moslim wees. Jy might as well 'n katholiek wees. Jy might as well 'n hindoe wees. Geen verskil nie. Want Jesus Christus, né, is die enigste, en ons het gehoor toe David Bossen nou daarvan gepraat het. Ek dink is David Bossen, maar in 'n geval, dis die enigste pad wat by God die Vader uitkom, is deur Jesus Christus. Daar is geen ander nie. So jy is ieder in sy kamp, of jy is teen hom. Nou op hierdie stadium is die Jode teen hom, want hulle het hom gereject, né? En dit is hoekom Jesus in hierdie 7 jaar terugkom, na hierdie aarde toe, né? En dit is hoekom hulle sê 2/3, die woord sê vir ons, 2/3 van die Jode gaan doodgemaak word in daai tyd, deur die antichrist. 2/3 van hulle. En dit is hoekom hy daai 144,000 Messianic Jews uitstuur, daar in Israel, né, om mense te gaan evangelise in daai tyd, want daar gaan meer Jode gered word, soos wat daai video vir ons gesê het, die Jode gaan gered word, maar 2/3 van hulle gaan doodgemaak word, want hulle gaan besef die fout wat hulle gemaak het.
En dan gaan hulle voor 'n kruispad staan. En dan gaan hulle moet besluit, hoorie, die anti-kris wil my kop hê. Hy wil my kop hê, of ek moet die mark of the beast wat die merk van die draak vat. Ons het almal al daarvan gehoor, né? Dis die keuse wat voor jou gaan staan. Ek wil nie daai keuse hê nie. Ek wil wegwees voor dit. Ek wil nie daai keuse hê nie. Ek wil nie hier wees om daai keuse te maak nie. Ek gaan nie hier wees om daai keuse te maak nie. En ek hoop elke persoon wat in hierdie kerk vandag hier so saam met my sit, gaan nie daai keuse ooit hoef te maak om te kies nie. Maar die Jode gaan ongelukkig dit moet doen. Hulle gaan moet kies. Jesus, ons is jammer, ons het jou gemis. Die woord beskryf het so, hy sê, those who pierced him, né, daai wat hom gekruisig het, sy eie mense, every knee, of elke knie sal buig, elke tong sal confess dat Jesus Lord is. Elke ene. En elke Jood wat daar is, wat glo, Jesus het nog nie gekom nie, sal die waarheid weet. Hulle sal dit weet, en hulle almal sal gered word. Hulle sal gered word, dis God se nasie. Hy het nog nooit vergeet van die belofte wat hy vir hulle gemaak het, die covenant wat hy met hulle het nie. Ek vergeet die covenant wat ek gister met Lisa gemaak het, vergeet ek vandag. Dit is net so, ons mense, dit is hoe ons is. Ek sê vir, net so by the way, net dat julle net weet, sy los my weer Woensdag, as julle 'n bietjie self met haar wil kom praat. Sy gaan nou weer daar na ons dogter in Amerika toe, sy los my weer alleen. Ek sien julle daar val ek amper nou weer weg hier in depressie, nee, maar in elk geval, nee, net 'n grappie, so ons vergeet, as ons vir mekaar goed beloof, en ons breek so maklike belofte, nee, so maklik, is easy vir ons om dit te doen, nee. Maar Jesus vergeet nooit, God vergeet nooit wat hy beloof het nie, nooit ooit nie, en hy gaan nooit teen sy woord nie, hy kan nie teen sy woord gaan nie. Nee, so as hy 'n belofte gemaak het aan die Jode, dat hulle gered sal word en hulle sal hom erken en elke knie sal buig en elke tong sal confess dat Jesus Lord is, en dan sal dit so gebeur. Dit sal so gebeur, dit is geskrywe. Dit is wat dit sal wees. In elk geval, waar was ons? Jerusalem sê hy word 'n beker van bedwelming, en dit is nou die Afrikaanse woord daarvan, dit word 'n burdensome stone. En ons kan klaar sien hoe dit besig is om te gebeur. Ek meen, ons kyk al buite hoe al die lande besig is om teen Israel te kom, né? En dit word al hoe meer en al hoe meer die teks, dan sit en dink ek op myself, maar, want dit is nou die tipe goed nou waar ek nou sit aan, en dink ek op myself, hoorie, daai land is so groot as die Vrystaat, né? Dit is so klein land, né? Dit is 'n pragtige land, maar dit is 'n klein land. Ek sê, wat is die wêreld se issue met so 'n klein land? Hulle het nie 'n bedreiging, hulle is nie 'n bedreiging vir mense nie. Hoekom het die hele wêreld 'n issue? Oordat die hele aarde lê in die mag van die bose. En kom ek julle gou 'n ding vertel, hy weet beter as ek en jy, die vyand, né, wat vir hom wag. Hy, né, wil nie hê hierdie laaste tyd, hierdie tyd van verdrukking moet oor hierdie aarde kom nie. Hy sal enigiets in sy vermoë doen, om dit uit te rek, om dit te stretch, om dit langer te maak, alles. Daai tyd gaan kom, maar nou draai hy al die lande teen Israel, almal van hulle. En even, ek sal vir julle sê, dit sê al die nasies. Dit sê nie van die nasies, dit sê al die nasies. All the nations will come against Israel. Dit sluit ongelukkig Suid-Afrika in. Ons ook, ons doen dit klaar, ons is klaar teen hulle, né? Dit sluit Amerika in. Kan julle dit imagine? Ek meen Amerika wat nou so staan, saam met Israel, daar gaan 'n tyd kom wat hulle ook teen Israel gaan draai. Dit gaan gebeur. Die hele wêreld gaan teen hulle draai, né? In daai tyd van die einde toe. En dit is een van die groot redes hoekom die Here ons moet wegvat. Ons as sy bruid wegvat. Ons kan nie in die pad staan van wat op hierdie aarde moet gebeur nie. Ons kan nie in die pad daarvan staan nie. Hy sê in Afrikaans, sê hy vers 2, hy sê, kyk, ek maak Jerusalem 'n beker van bedwelming vir al die volke rondom. Hy sê, die nasies sal teen Israel optrek, maar hulle sal verward en gedisoriënteerd. Hy sê dit soos iemand wat dronk is, geen duidelike denke, geen beheer nie. Hy sê, die nasies wat in die laaste tyd, in die 7 jaar verdrukking, né, teen Israel kom, gaan soos 'n dronk ou wees. Hy sê, die armies gaan teen mekaar draai. Hulle kom as Gog en Magog, nee, die army van wat ons almal al van soveel kere al gehoor het, die Battle of Armageddon in die eindtye, en hy gaan hulle kom.
maar die Here gaan hulle so confuse, né? Laat hulle soos 'n dronk mens is, hulle gaan teen mekaar draai. Ek onthou altyd, en dit is, ek moet dit daarom seker nou maar vir julle vertel, in die tyd toe ek nou nog gekuier het, né? Ek het nog nooit mense gesien, en dit is hoekom hierdie nou vir my so mooi sin, maar ek het nog nooit nigter mense gesien, né, wat tussen mekaar sit. En dan gesels jy oor 'n normale subject, oor die peanuts en die raisins, wat hier so is lekker, né? Ja nee, maar ek hou nie van raisins nie, ja nee, ek ook nie eintlik rarig nie, né? Maar gee daai man 10 doppe, né? En jy praat oor die peanuts en die raisins, né? Dan veroorsaak daai raisins 'n visfight. Dit veroorsaak 'n visfight, né? Nou hy sê, hy gaan hierdie selfe nasies wat kom as 'n unit, wat kom teen Israel, né, in die laaste tyd, gaan teen hom kom, en hy gaan hulle soos dronk mense laat wees. Hulle gaan teen mekaar draai, en hulle gaan mekaar begin doodskiet, en hulle oë gaan net totaal en al geblind wees in hierdie laaste tyd. Sê daar in vers 3, en dit is my vers wat ek vandag se op die voorblad gehad het, of op haar eerste bladsy gehad het van Sagaria 12 vers 3, en het sê, it will come about in that time that I will make Jerusalem a heavyweight, so everyone who burdens himself with it will be crushed, even though all of the nations of the earth gather themselves against it. Hoor julle wat sê, all of the nations. Ek wil weer hierdie vers lees. Hy sê, it will come about at that time, in die tyd van die einde, in die laaste tyd van die kerkdispensasie, in die laaste tyd, die laaste tyd op aarde, né? Gaan dit kom in daai tyd, that I will make Jerusalem a heavyweight, 'n sware gewig. Jy gaan jou toon stamp. Enige iemand wat teen die nasie kom, hy sê, it will be a burdensome stone. Dis soos as jy op 'n pad loop, né? En daar's hierdie, het al baie met my gebeur, ek het in my actual fact in my huis gehad, teels, dis ook om, toe Lisa nou die vorige keer weg was, toe doen ek my vloere oor, want daar was een teel gewees in my huis, ek bly al 20 jaar in my huis, nou, as ek daar verby daai ding loop, dan kap hy my groot toon, dan het hy vir my, daai teel, né? En dan kom daar verskriklike woorde uit my mond uit daai, nee, want dit is nie lekker nie. Nou, hy beskryf hierdie, hy sê daar gaan 'n tyd kom in die einde waar Jerusalem 'n burdensome stone gaan wees. Hy sê waar elke nasie wat teen hulle kom, gaan hulle tone stamp. So, hulle gaan seer kry, hulle gaan gekras word, elke nasie wat teen hulle kom. En alhoewel 'n klomp van hulle doodgemaak word van die Jode, 2/3 van hulle gaan doodgemaak word in daai eindtyd, né? Gaan Jerusalem nêrens heen nie. Hy gaan nêrens heen nie. Israel is daar om te bly. Ons het dit gesien nou in hierdie video ook hierso. It's going nowhere. In actual fact, die Here gaan sy koninkryk daar in die 1000 jaar vrederyk, nee, gaan hy sy koninkryk daar kom vestig. Hy gaan rule en reign uit Jerusalem uit. Hoe awesome gaan dit nie wees nie, hè? En ons, wat sy bruid is, nee, kom saam met hom. En soos ek sê, dan gaan hy vir ons werke gee. Ons gaan ons gaan nog steeds mense evangelise, want dan gaan nog steeds, dis 'n storie nou vir 'n ander dag, en ons sal dit nog eendag vir julle mooi verduidelik, maar dan gaan mense wees, wat deur daai verdrukking gaan, wat in daai 1000 jaar hierdie aarde gaan repopulate, en ons, né, wat krone kry, ons almal het al gelees van die krone wat ons gaan kry, is vir die werk wat jy nou doen op die aarde. Nie vir wat jy nog gaan doen nie, dis die reis wat jy nou hardloop vir Jesus, wat gaan determine, wat jy in daai 1000 jaar vrederyk gaan doen. En in my mind, sê ek, Here, asseblief, ek weet die krone is nice, alles, maar asseblief, laat ek net daar kom. Dis al waar ek wil wees, ek worry nie, of ek 'n kroon kry, of nie 'n kroon kry nie. Ons gaan daai krone in elk geval in die 1000 jaar vrederyk, aan die einde van dit gaan ons dit teruggee, ons gaan dit weer by sy voete neersit, né? Gaan ons almal in die nuwe hemel en aarde ingaan. Maar in elk geval, so ek wil net dit maak in daai tyd en wat kom. En ons gaan, en ek weet, JC vertel ons baie van, hy hoop net as ons terugkom, dan gaan die Here vir hom Belito gee. Jy weet, om oor te gaan govern en goeders. En dan vertel hy julle ook baie dat, maar op die nuwe hemel en aarde sê, and there will be no more sea. So dan gaan nou nie meer see wees nie. So ek weet nie wat doen jy nou by Belito as daar nou nie meer see is nie, man en guys. So kom ek sê, take it JC. I will stick to Carltonville.
Ja nee, hierdie plek gaan paradise word. Want dan gaan nie see wees nie. Maar in elk geval, okay, hy sê, soos vers 3 sê hy, 'n swaar klip. Hy sê, en dit is beteken die nasies, gaan teen dit kom. En dan in vers 4 sê hy, at that time declares the Lord, I will strike every horse with panic, en dis wat ek julle van vertel het. I will strike every horse with panic and every rider with insanity. I will keep my eyes on the house of Judah, but I will blind every horse of the invading army. Julle moet onthou, toe hierdie boek geskryf was, was daar nog nie F-16 fighter jets gewees nie. Daar was nie tanks en machine guns en sulke goed nie, daar was perde en soldate en bucklers en shields en daai speers, swaarde, wat hulle self gemaak het. So dis die manier hoe die woord het vir ons beskryf. Hy sê in daai tyd, gaan daai armies wat kom met hulle perde, met hulle tanks, met hulle F-16 fighter jets, met hulle bomme, gaan kom en hy gaan hulle confuse, supernaturally, gaan hy hulle confuse, soos 'n dronk mens. Dit is wat hy met hulle gaan doen in daai laaste tyd. Hy sê daarso in vers 6, dit is 'n bonatuurlike oorwinning. Hy sê, at that time, I will make the leaders of Judah like a brazier filled with blazing wood, or like a torch setting fire to harvested grain. They will devour all the invading armies, both on the right hand and on the left hand. As a result, Jerusalem will again be inhabited in its rightful place as the real Jerusalem. And dan sê hy in vers 7, the Lord will deliver the tents of Judah first, so that neither the glory of the house of David nor the glory of the inhabitants of Jerusalem will overshadow Judah. Hy sê hierso vir ons, niemand gaan God se glorie vat nie. Niemand. Hy sê hy sal die glorie kry aan die einde. Maak nie saak, hoor gou hierso wat ek vir julle vandag sê. Maak nie saak of jy 'n moslim is, of jy 'n katoliek is, of jy 'n Christen is, of jy 'n louwarm Christen is, of jy 'n Hindu of Boeddha of in spirits, in water spirits of in sangomas glo nie. Niemand sal God se glorie steel. Niemand nie. Hy sal die glorie kry in daai eindtyd. Hy sal dit kry. Hy sê dan vers 8, hy sê, at that time the Lord will defend those who live in Jerusalem, and the one who is feeble among them at that time will be like David. The entire house of David will be like God indeed, like an angel of the Lord in their midst. So hy sê, die swakstes onder hulle sal soos Dawid wees, wat beteken bonatuurlike krag en oorwinning soos 'n krygsheld. En dan in vers 9 sê hy, at that time I will search out and destroy all of the nations who come against Jerusalem. So God oordeel die nasies. Hy sê ek sal probeer om die nasies te verdelg wat teen, of nie probeer nie, ek sal die nasies verdelg wat teen Israel optrek. Wat beteken God tree direk op en sy oordeel is finaal. En dan 'n groot profetiese tema wat ek hierso vir myself geskryf het, is hy sê Jerusalem is sentraal. Dit gaan oor Jerusalem in daai laaste tyd, En alhoewel ons wille olyftakkies is wat in daai boom ingeënt is, het ons Jesus almal wat hierso sit. Ek hoop almal wat hierso sit, het Jesus in hulle lewens geaanvaar en het salvation ontvang en het weggedraai van hulle sondes af. As jy nie het nie, dan sien jy nou in die hospitaal. Hierdie is die hospitaal, dan doen ons dit vir jou vandag. Is free of charge. Dit vat nie 'n uur nie, dit vat nie 15 dae nie, As jy voel jou saak met Jesus is nie reg nie, as jy nog nooit regtig offisieel jou hart vir Jesus gegee het nie, dan stel ek regtig voor, moet dit nie uitstel nie. Moet dit nie uitstel nie. Ongelukke gebeur. Daar's Chantel en Stefan vir ons vandag, 'n massive voorbeeld daarvan. En voordat ek vir julle hierdie liedjie speel, wil ek begin nou so klaarmaak hierso. Wil ek vir julle sê, daar kom 'n tyd op hierdie aarde wat regtig waar dit gaan swaar wees op hierdie aarde. Maar tot daai tyd kom, gaan ongelukke op hierdie aarde gebeur. Die duiwel gaan kom steel, Johannes 10:10. Hy gaan kom moor en hy gaan kom verwoes op hierdie aarde. Dis nie God wat dit doen nie.
Dis nie God wat dit doen nie. Ons val, of ons lewe in 'n gebroke wêreld. Die mag van die bose, né, is in beheer van hierdie wêreld. Wanneer het dit gebeur? Ons almal weet, in Genesis 3, né? Toe hulle van daai vrug van die boom geëet het, het ons hele aarde, die title deed, dit wat God beplan het vir hierdie aarde, is vir die vyand gegee. Dis vir hom gegee. Hy is die God, die klein met die klein G van hierdie wêreld nou. Maar daar gaan 'n tyd kom aan die einde, wanneer die Here gaan kom, en hy gaan hierdie title deed van hierdie aarde kom terugvat. Dit wat legally aan die vyand gegee is, gaan hy kom terugvat. Hy gaan dit kom terugvat. En dan is alles hierdie goeders, né, wat ons nou ervaar, hierdie hartseer, die pyn, die siektes wat in ons lywe is, die bitterheid, die onvergifnis wat ons dra, die secret sins, al daai goeders, né? Al daai goeders word in 'n pakkie gevat en in daai vuur ingegooi. In die vuur ingegooi. En die Here maak sy bruid skoon en nuut. Want tot daai dag wat hy terugkom, né, kan ons doen wat ons wil, ons kan nooit perfek wees nie. Nooit perfek wees nie. Ons gaan aanhou sonde doen, en daarby wat ek vir julle sê, praat ek nie nou sonde goed nie. Ons moet elke dag beter wees as wat ons gister was. Ons moet. Dis 'n sanctification, dis 'n heiligmaking proses. Ons moet môre beter wees as wat ons vandag is. Ons moet. Maar ons gaan nooit perfek wees nie. Al dink party mense hulle is, en hulle bestaan. Glo my as ek vir julle sê, daar's baie mense wat sê, nee dankie, ons het nie die Here nodig nie. Ons is perfek. My besigheid gaan goed. My lyf is gesond. My kinders is gesond. Daar gaan 'n tyd kom waar dit change. Almal van ons face trials and tribulation. Almal. Nie net ek of nie net julle nie net Stefan en Chantel nie net Alwyn en Marisha nie net oom Neville nie net almal wat hierso sit. Face trials and tribulation, either met ons families, of met ons gesondheid, of met bitterheid, onvergifnis, of met addictions, of met whatever the case may be. Ons gaan dit aanhou beklei, tot die dag wanneer Jesus kom, maar what a day that will be when he comes. Dan al daai wat hom mok, die mokkers, né? Wat sê, waar is hierdie Jesus waarvan julle almal so praat van hy kom? Gaan hy nou kom of gaan hy nou nie kom nie? Wat is nou sy storie? Né? Dis regtig so. Kyk bietjie die Hollywood mense. Ek kyk dit gereeld, né? Wat hulle sê, where's the promise of his coming? Wat's 'n fairy tale glo julle in? Ek het like om my mense se oë te sien wanneer daai trompet blaas, né? En almal hoor dit. Eindelik wil ek dit nie sien, ek wil hê almal moet gered wees, dis die waarheid daarvan, né? Maar ek wil hê, daar waar julle sit, ek het vir ons hierdie liedjie, hy het nie woorde nie, ek wil nie hê jy moet opstaan nie, ek wil hê julle moet sit, en julle moet net hierdie liedjie se woorde luister, né? Is die name van God, dis regtig waar, is amazing, ek wil hê julle moet daarna luister, en net 'n lekker channel nou oopmaak, 10 minute, en dan bid ons en dan maak ons klaar, en net 'n channel oopmaak, en na hierdie song se woorde luister, woorde van die song, né? Luister, en dan praat ons daarna weer. Thanks Dylan. Moses asked, when the people ask your name, what shall I say? And you replied, I am that I am. The eternal one, the self-existing God, the one who needs
There's nothing to be everything. You are Jehovah Jireh, our provider. You see every need before we pray. You are Jehovah Rapha, our healer. Every broken body obeys. You are Jehovah Nissi, our banner, the one who leads us into victory. You are Jehovah Shalom, our peace, silencing every storm in me. You are Jehovah Rohi, our shepherd. You carry us when we are weak. You are Jehovah Tzidkenu, our righteousness, covering us when we fall and bleed. You are Jehovah Mekadishkem, the God who sanctifies, making us holy in your light. You are Jehovah Sabaoth, Lord of heaven's armies, the one who fights our fight. You are the I am, the God who was and is and comes. You are the I am, the ever-living one. From generation to generation, your name will never fade. You are the I am, forever the same. You are El Shaddai, the all-sufficient God, more than enough for me. You are El Elyon, the Most High God, ruler of heaven and earth we see. You are El Olam, the everlasting God.
before king, before judge, I am. You sit above the circle of the earth. These people like dust below. You measure waters in your hand and call the stars by name. Who compares to you? Who counsels you? Who stands beside you? No one. Your name is eternal. Your name is uncreated. Your name is fire and truth. I am that I am. The Holy One. I am that I am. Forever enthroned. Forever enthroned. Jehovah Jireh, provider, Jehovah Rapha, healer, Jehovah Nissi, victory, Jehovah Shalom, peace, Jehovah Ra, shepherd, Jehovah Tikkanu, righteousness, Jehovah Mikadesh, sanctifier, Jehovah Sabaoth, Lord of hosts, El Shaddai, Almighty, El Elyon, Most High Elohim, Eternal Adonai, Lord, the Father, the Word, I am. When he said I am, they fell backward. John 18 stands. That name still stands. I am that. No shadow of turn. No wind inside. Let heaven agree. Let earth respond. Hey, yeah, Asher. Hey, yeah. Yeah. Amen. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie vir elke persoon wat hier in Siloam Kerk sit vandag, Vader. Here, dankie dat ons vandag kan kom en kom bid vir harte wat geshatter is vandag. Harte wat gebreek is vandag, Vader. Dankie dat ons sommer vandag net Chantel en Stefan se arms kan oplig in die gees vandag, Vader. En sommer net soos hierdie liedjie wat nou gespeel het, sommer u shalom vrede oor hulle en hulle hele familie bid vandag, Vader. Here, U is so goed vir ons. Maar ons weet ook, Vader, dat hierdie hele wêreld lê in die mag van die bose, Vader, en ons kan nie wag. Ons kan nie wag vir daai dag wanneer U gaan terugkom na hierdie aarde toe, Vader, en alles hier kom skoonvee nie, kom skoon maak nie, Vader. 'n nuwe begin, I make everything new, sê. Alles nuut maak. 'n dag waar elke traan opgedroog sal word, Vader. Elke hart
wat bitterheid en onvergifnis, verlange, hartseer in het sal stilgemaak word, Vader. En het sal gereplace word met joy. Unmistakable joy, wat net U kan gee. Heilige Gees, ek bid dat U die naprediker sal wees vandag, van alles wat gepraat is hier vandag, Vader. Here, en ons bid sommer in 'n week wat ons weet nou taaf gaan wees, Vader, vir Stefan, vir Chantel, vir hulle familie, Vader. Dat U sommer die reëlings van hierdie week vir hulle supernaturally bymekaar sal bring. Vader, ek kan nie eens imagine. Ek kan nie eens imagine wat het moet wees om deur so iets te gaan nie. Here, maar ons weet, U is ons vertrooster. Dankie vir rustigheid. Rustigheid in hulle harte. Rustigheid in hulle familie se harte. Vader, ons kom bid sommer vanmôre vir Colin, wat nog in die hospitaal is, wat in kritiese toestand is, Vader. Jong mense, hulle maak foute. En dan gebruik die vyand klein foutjies wat ons in ons lewe maak, Vader, gebruik hy teen ons, Here. Maar ek bid, Vader, vir daai man wat daar in ICU lê. Here, dat daar genesing oor sy liggaam sal kom en dat hy sal genees. Wie sal regkom, dat hy sal leef in Jesus naam. Vader, die ander kinders wat in daai kar was, Vader, waar hulle met bietjie ligter besering sit, soos ek verstaan, Here, dat hulle ook vol sal genees. Here, mag hierdie vir daai jong mense 'n turning event in hulle lewens wees. Mag dit hulle radical vir U maak. Radical. Here, en ek bid sommer vir Stefan en Chantel ook, Here, dat hierdie wat met hulle gebeur het, hulle nie sal onderkry nie, Here. Maar laat hulle sal weet, Vader, daar wag iets wonderlik. Wonderlik vir elkeen van ons, wat in Jesus is en hy wat in ons is, Vader. Iemand sy bruid, daar's iets amazing wat vir sy bruid wag, Vader. U wag vir ons almal. Here, maar tot daai tyd, we will occupy until you come. Ons sal die woord buite toe vat, ons sal die gospel gaan versprei so ver as wat ons kan. Ons sal ons hande op siekes gaan lê, laat hulle genees en ons sal demone uitjaag in Jesus naam. Ons sal dit doen. Want dis die instruksie, dis die Great Commission wat U vir ons gegee het, Here. Here, ek loof en prys U, Vader, en alhoewel vandag 'n hartseer dag vir ons almal is, Here, bid ek dat U daai hartseer in tyd sal omdraai in unmistakable joy. Unmistakable joy. Here, ons weet ook, die vyand weet sy tyd is min. Here, maar dat U ons die sterkte, die krag sal gee, die discernment sal gee, om hierdie tyd wat ons nou in is te kan navigate. En ons tyd sal ophou spandeer aan goed wat nie belangrik is nie. En regtig waar ons fokus, ons oog, net op U draai. Ons oë sal net op U gefokus wees, Vader, en ek bid vir elke persoon wat hier is, laat elkeen van ons sal radical maak. Radical vir U en vir U werk. Ons loof en ons prys U.
Ons sê vir U so dankie vir alles wat U vir ons doen. Elke belofte wat U vir ons gemaak het, sal waar kom, Here. Het sal waar word. Want U is ons provider, ons healer, ons wonderful counselor, ons God, ons koning van konings, en ons bruidegom. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never, never thirst again. Ruach ve'akala omrim bo, Ruach ve'akala omrim bo. Oh, the Spirit and the bride, they say come, come. אומרים בו הרוח והכלה אומרים